Môre. Ons verwelkom graag ons spesiale gaste. Julle sal sien is die wat anders as ons lyk en ryk vanoggend. Julle verskoon, ons stemme is bietjie weg, ons manne is bietjie broos en hulle harte is broos, so hulle het ook gevra dat ek vir julle moet vra om nie te streng met hulle te wees vandag nie. Oom Angus sê altyd, dis 'n paar manne wat sy harte verander het hierso oor die naweek, meisies, dames, vrouens. Dis 'n paar manne, julle jy weet dit nie, maar jou man kan huil, glo my. As jy gedink het hy kan nie, hy huil. Ons het dit almal beleef en as hy sê hy het dit nie gedoen nie, kom sien my na die tyd. Oom Angus sê altyd, as jou man by die huis kom en jy sien hy so bietjie anderste, want ek dink jou verwagting is net so groot soos syne. Hy het gekom met 'n verwagting en hy gaan huis toe met 'n veranderde hart. En party van ons is bietjie anderste as ander ouens. Ons klatses gly so van tyd tot tyd. Weet en as hy hier so na week 2, as jy sien hy gly so bietjie, nou nie vir hom sê, ja, ek het geweet, dit gaan nie hou nie. Mevrou, gaan op jou knie en bid vir jou man. Want ek kan getuig, as my vrou nie vir my gebid het nie, het ek waaragtig nie hier gestaan vandag nie. Amen! 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 Ons gee natuurlik vir oom Angus en ek vir die Here al die eer vir wat hy deur oom Angus gedoen het. Want wat hier gebeur, is wat die Here, die mandaat wat hy vir oom Angus gegee het, dat hierdie kampe gehou sal word, dat manne harte sal verander, en deur een man se gehoorsaamheid, het letterlik miljoene manne se harte verander. Miljoene. Amen. En dalk is dit net vandag jou dag, mevrou, dat jou huishouding verander. Want jy sien, as jou kind sy hart vir die Here gee, is daar so 5 tot 7% kans dat jou huishouding gaan verander. En as die vrou in die huis haar hart vir die Here gee, daar is so 17% kans. Maar as die man sy hart vir die Here gee, 87% huishoudings verander, nie net die huishouding, die families se lewens verander. Jou man het hierdie naweek gekies om anders te wees. Hy het 'n besluit gemaak, julle sal net sien waaroor gaan hierdie goeders. Hy het 'n besluit gemaak om die ou lewe agter te laat en 'n nuwe lewe in te gaan. Hy het besluit om anders te wees, om anders huise te gaan. Hy wil nie meer bekend staan onder sy pelle as dronk Japie nie. Die dronkgat van die dorp. Die beklei-gat van die dorp. Hy wil sy plek inneem as koning, priester en profeet. Maar hy kan dit nie alleen doen nie. Hy het die hande nodig om my arms op te lig. Ekskuus, niks hiervan was voorberei nie. Want as ek in my lewe nie 'n vrou gehad het wat my arms opgelig het nie, weet ek nie wat van my sou geword het nie. My naam is Gerry en ek is daarvan Orkney, Snorkney se wêreld, daar groot geword, gebore in die huis. Ek het 'n baie lang getuienis, maar ek wil dit nie so lank maak nie.
Daar was 'n dag in my lewe wat ek 'n verandering in my lewe moes maak. Want ek het verwoesting gesaai waar ek gegaan het. Dit was 'n suipgat. Verkeerde tipe besigheid gedoen en 'n verkeerde vriende gehad. Polismanne. Sorry as jy polisman is, maar ek het die verkeerde polisman vriende gehad. En in 2010, en dit gaan eintlik hieroor, hoekom gaan ons Mighty Men's toe? Ons het Vrydag begin praat daaroor. Hoekom gaan ons manne Mighty Men's toe? Hoekom moet jou man Mighty Men toe gaan en hoekom moet hy na meer as een toe gaan? Want in 2010 op die plaas daar by Oom Angus my lewe gedraai. En ek het huis toe gegaan en ek het anders gevoel en ek het begin anders optree. Maar alles het nie dadelik in plek geval nie. Het 'n rukkie gevat. En die eerste ding wat ek gedoen het, ek by die huis kom, toe sê ek vir my vrou liefie, Oom Angus sê, jy moet nie op my skree as my voet gly nie. Jy moet vir my bid. En ek het vir die video gespeel waar Oom Angus het gesê, so sy het my geglo. Sy het weggetrek uit Klerksdorp uit, weg van al my verkeerde pelle, familie, weg van alles af, ek het 'n besluit gemaak. Maar alles het nie dadelik, onmiddellik net sommer reg gekom nie. Julle, ek wil hom net sommer kort maak. Die Here het my voorberei vir 'n dag soos vandag. 4 jaar terug. Toe vind ek uit, my pa is nie my regte pa nie. Miskien is hy van die manne wat hier sit, wat dit ook ervaar het. Hoopelik is dit net 1 of 2. En as die ou Gerry voor 2010 dit geweet het, was daar verwoesting. Het ek waarskynlik verwoesting gesaai. En ek kon verstaan op daai oomblik hoekom ek die enigste een is wat nie 'n kar gekry het nie. Hoekom ek so flip en baie pak gekry het. En hoekom my pa sê vir my kwaad geraak het, vir my gesê het, jy is nie my seun nie. Ek het nooit geweet hy praat die waarheid nie. Want daai geheim was vir my weggesteek, was vir die hele familie weggesteek. In die jaar wat ek het uitvind was my eerste jaar by die Bible College. En ek kon vergewe. Was die regte tyd om dit uit te vind. Ek kon my pa vergewe en ek kon verstaan hoekom hy so gevoel het. Dat hy 'n ander man se kind groot gemaak het. Ek kon my ma vergewe. Ek kon my tannies en my ooms vergewe vir die leuen wat ek moes ly. Die vals lewe wat ek gelei het al die jare. En ja, ek het later uitgevind wie my regte pa was. En ek het die huishouding gebel, net om uit te vind of hy sal belangstel. En 'n vrou het die telefoon opgetel. En sy was verskriklik vriendelik. Tot sy my van gehoor het. Toe sy my van hoor, toe sê sy vir my, moet asseblief nooit, ooit weer hierdie huishouding bel nie. Hiervoor neergesit. En ek het net vrede ervaar. Dit het nie daar gestop nie. Die volgende Moedersdag word ek wakker. En hierdie gedagte kom op en die vyand probeer my vrede steel. En hy sê vir my, Gerry, dink jy
jou pa het vanoggend vir jou ma dankie gesê vir 6 kinders, of het hy vir haar dankie gesê vir 7 kinders? En ek het begin lag. En ek kon sê, Tsak man, jy het nie plek in my gedagtes nie. Jy het nie 'n seat aan my tafel nie. En ek kon dit aanspreek, want dis die plek waar ek in my lewe was. Dis hoekom ek op die regte tyd dit moes uitvind. Ek moes hierdie boodskap ook oordra aan my kinders. En vir my seun was dit op 'n stadium 'n moeilike ding. Van skielik weet jy nie meer wie is jou ouma en jou oupa en wie is jou regte familie nie. Maar ek kon hom net lief hê. En my dogter. En voor hierdie naweek het ek 'n geleentheid gesoek om vir my seun te sê, seun, kom ek vertel gou vir jou wie is ons en waar kom ons vandaan? Frans, ek wil jou vra om gou op te kom. Die Here is so getrou. En gister koop my seun vir my 'n hoed. En hierdie hoed sê, I took a DNA test and God is my father. Amen. Seun Pa wil net vir jou sê vandag. Ek wil jou gou vertel hoe werk ons lineage. Ons lineage kom daar, begin daar by Adam en Eva en hy trek deur so daar by Dawid en by Jesus. Dit is ons lineage. Ons het die DNA van Jesus Christus in ons. En Pa weet, baie mense is vasgevang aan familiewapens en hulle wys dit daar in hulle huis en hulle is verskriklik trots daarop. Maar die dag as ek en jy ons koppe neerlê, beteken dit niks. Ek wil net vir jou 'n idee gee van hoe my en jou familiewapen lyk. Dit lyk omtrent soos daai kruis daar agter, sien jy dit? Dis my en jou familiewapen. En Pa wil sê ek's baie lief vir jou. En jy is die seun in wie ek 'n welbehae het. Ek's baie lief vir jou. En daar's 'n oomblik waar Jesus met sy disippels sit. En in hulle hart het hulle ook dit gehoor. Maar hulle het weer teruggegaan en hulle het gesê, en dit was Adam, en dit was Abraham, en dit was Dawid, en ek skiep hulle, ne? En dis nou ek. Dis nou ek die, dis Jesus. Ek staan nou hier voor julle. Hy sê, maar ek wil julle vandag leer bid. Want die woord van die Here sê daar gaan 'n dag kom waar Here persoonlik gaan kom en hy gaan die vaders aan hulle seuns voorstel weer. En die seuns weer aan hulle vaders. Guess wat doen Jesus? Jy sien toe hy ons leer bid, toe sê hy vir ons, laat u koninkryk kom. En Jesus het dit gelewe. En Jesus vat 'n paradigma en hy vat dit en hy vat hulle na gebed, want as hulle gebed het hulle gebid El Shaddai, Elion. Groot woorde. Groot woorde. Maar hy kom en hy sê, maar as julle nou bid, dan sê julle, Abba. Abba. Papa. Willie is papa. Wouter is papa. Hy is jou vader. Hy kom en hy bring 'n paradigma net so. Ek is die groot ek is. Ek is die roos van Saron. Ek is jou God, ek is jou redder, maar ek is jou papa.
Vader, hier is jou seun. Seun, hier is jou Vader. Vader en seun, dis ons Vader. Here, ek bid dat ons harte sal val vanoggend, Here. Vir elke persoon wat hier sit, ek wil jou sê, Vader. Vader, seun. Ek wil jou ontmoet, vir jou voorstel aan Vader. In Jesus naam. Hy het gekom om ons te versoen, dat daar geen sonde of enige guilt vandag op ons harte behoort te lê nie. Behalwe dat ek kan sê, Abba, I love you, ek is lief vir u. Dankie Jesus. Papa, seun, Papa. Amen. So seun, as daar iets is wat jy nog teen jou vader hou, wil ek jou herinner, daar staan geskrywe, eer jou vader en jou moeder. En daar's 'n belofte. Daar staan nie, maar as hulle en niks, daar staan niks van dit nie. Eer jou vader en jou moeder, sodat jou dae verleng sal word. Dis 'n belofte. Dankie julle. Amen. Amen. Kostalletjies daar agter julle. Ekskuus, ek moes begin net daarmee. Maar Heilige Gees weet wat in ons harte aangaan. Kostalletjies daar agter, dames toilet is daar naby die kostalletjies. En dames, as sulke awesome kepsies soos hierdie is, maar net een van hulle te koop daar by die Jaffles en die pannekoeke. Dit gaan vir 'n goeie kos. As jou man nog nie vir jou een gekoop het nie, vat hom soontoe, daar's iets baie nice vir jou daar, hoor. En dit is hoekom ons Mighty Mense toe kom. So om hierdie getuienisse te kan deel. Maar Boeta, jou getuienis beïnvloed jou seun se lewe en syne, sy generasie se lewe. En dan kom jy die tweede keer en die derde keer. En as iemand jou vra, hoekom bly jy Mighty Men konferensies toe kom, dan sê jy vir hom, sodat ek vir die ou langs my kan bid. Sodat ek kan begin betrokke raak, sodat ek vir die ouens kan bid. Dit wat jy nie in jou kerk kry nie, leef jy hier. Want hier is dit maklik tussen ons manne, as dit net ons manne is om ons harte te deel. Ek weet nie wie vir julle die challenge gedoen het nie, maar daar was 'n challenge Saterdag. Om in die kamp te sit en vir jou Boeta te sê, wat is jou storie? Wat is jou storie? Wat is jou storie? Mekaar se harte te kan deel. En daar waar die tekke die teer slaan, het jy 'n Boeta wat jou back het, wat vir jou kan bid. Soos daai manne met die blou en die groen. Ek wil sommer die Bomb Squad voorstel vanmiddag. Kan ons nie die Bomb Squad gou hier voorkry, asseblief man? Ja, julle, die Bomb Squad, dames, kom ek vertel julle waaroor die Bomb Squad gaan. Wie van julle dames weet wat is 'n Bomb Squad in rugby terme? Julle weet wat dit is, nê? Dis die ouens wat mos nou hier opkom. Jare terug was dit daai ouens wat net die span amper gemaak het nie. Die stuur hulle maar op die einde op as die ouens moeg geraak. Bomb Squad nou, is daai ouens wat 'n impak maak. Is daai ouens wat die game kom red. Is daai ouens waarvoor die ander spanne bang raak. Is daai ouens wat 'n impak maak. Hierdie is ons impakspelers. Amen. 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 Ek stel voor aan julle, Bosveld, Mighty Men se Bomb Squad,
met kaptein Rassie Jacques Kilian. Jacques? Dankie. Amen. Nou manne, my hart is vol. Ekskuus, ek draai my rug op julle. My hart is vol, my beker loop oor. Yes manne, dit was 'n voorreg om saam met julle in battle te gaan. Om die gesigte te sien, hoe hulle instap daar, en hoe hulle uitstap. Soos gisterand gesê het. Hoe daai man in daai doopbad ingaan, en hoe hy daar uitkom. Dit sal vir my voorreg wees om vir julle te bid, en dankie manne, dat julle julle tyd uitgekoop het, om hierdie naweek saam ons toe geniet het, tot eer en verheerliking van ons koning. Mag ons koning maksimum verheerlik word. Hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg is dit nie om saam hierdie manne te kom bedien, Here. Here, ek kom vanmôre en ek kom dra elke man op aan U, Here. Here, ek vra U dat U ons voetstappe sal rig, dat daar waar ons voete sit, dat ons 'n verskil sal maak, dat ons lief is vir almal en almal lief is sal wees vir ons, dat ons lig sal skyn in hierdie donker deurmekaar wêreld, dat ons lig sal skyn, dat ons nie verby 'n boeta sal loop om te sê, Jesus het jou onvoorwaardelik lief nie. Here, dankie dat ons ordinary manne is, nes hierdie manne hier agter ons. Maar dat ons hand opgesteek het en gesê, hier is ek, Jesus, gebruik my met al my foute. Dankie Here, ek eer hierdie manne, dit was 'n absolute voorreg. Amen. Moenie weggaan nie, Wim, julle. Mighty Man Bosveld. Is God se Mighty Man. Dis nie die komitee se Mighty Man hierdie nie. Dis God se konferensie. Hy het dit alles moontlik gemaak. Alles het supernatural gebeur hierdie jaar, julle, ek moet dit met julle deel. Steven, as ek dit mag sê, ons het vier online vergaderings gehad vir die jaar. 4. Ons het nie 'n bankrekening waar daar 'n klomp geld inbetaal is, die ouens. Normaalweg werk dit nie so nie. Ons het besigheidsmanne wat gesê het, ek wil saai in die koninkryk, dan stuur ons vir hulle iets om te betaal. 'n Klankrekening, stuur vir hulle iets om te betaal. Supernatural is als betaal, oukies. God se konferensie. En ons gee God al die eer vir elke hart wat hier verander is, elke man se lewe, elke gesin se lewe wat verander is, gee ons vir God alleen die eer. Dit vat baie harde werk. Ek was nie altyd heeltemal hier om te weet hoe het die tente hier gekom en hoe het van hierdie goed hier gekom nie. Soos wees sien het alles gebeur. Vrydagoggend was niks wat julle hier sien nie, behalwe daai 2 wit tente. Vrydagoggend. En dis 'n paar manne wat harde werk ingesit het. Ek gaan vir Steven net vra om ook 'n paar woorde te sê daaroor. Dankie Stefans. En te bid. Môre almal. Soos Gerry gesê het, alle eer aan ons Vader en alles wat hier gebeur het en wat nog gaan gebeur. Alle eer aan ons God. En ek wil net dankie sê vir elke broer
wat hier is, en ek vra julle diepte uit my hart uit, bring môre nog 5 saam, of volgende keer, ek hoop dit was môre, maar is volgende jaar, vir God is dit môre, later, ja, ons volgende jaar se datum, gaan die 31ste Oktober, tot die 2de November, so ja, ons is opgewonde, ons kan nie wag om julle weer volgende jaar te sien met julle vriende nie, en dan wil ek ook die geleentheid gebruik, om dankie te sê vir elke broer hierso, dankie te sê vir elke broer se liefde aan die Here, en tweedens, dankie vir elke broer hier vir sy liefde aan sy vrou, want as dit nie vir sy vrou was nie, kon hy nie gestaan het nie, en deur om in eenheid met sy vrou te wees, kan ons in eenheid met mekaar wees, en dan is daar 'n blessing, en dit is wat gebeur, dinge soos die. So alle eer aan God, en ek wil net dankie sê. So ek gaan weer vra, kom ons gaan almal op ons knieë, en ons dank net die Vader vir wat hier gebeur het. Hemelse Vader, ek is hier met 'n dankbare hart, Here. En ek dank U vir elke boeta. Nie net op die komitee of van die bomsquad nie, maar elke boeta betrokke. Chris wat die stage gevat het. Arno en Piano Man wat voorgevat het met die musiek. Elke boeta wat gesweet het hier op hierdie grond. Elke boeta wat hiernatoe gekom het om ontmoeting met U te Here. Ek wil net dankie sê en dankie vir wat U gebeur het, Here. So Hemelse Vader, ek vra die Heilige Gees ons net sal toevou nou. En ons net sal vul dat ons net in U kan jubel. Dankie Jesus. Amen. Amen! 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 Right, op daai noot, kan ek vra dat almal opstaan asseblief? Julle staan sommer julle hier by mekaar, nee, dan wys ons net vir hoe werk dit asseblief ouens. Ja, julle twee is reg by mekaar. Philip, gryp daai man daar asseblief man. Alright, kan ek hierdie keer vra dames, julle sal sien hoe doen ons manne die hele naweek al. Okay. Want ons manne, kan ons nie vir ander manne sê, ons is lief vir mekaar, maar ons gaan vir julle wys wat het ons hierdie naweek gedoen. So, vat jou vrou, draai na haar toe, kyk haar in die oë. Kyk haar in die oë. Okay, en as jy 'n boete uit, kyk hom in die oë. Draai na hom toe, kyk hom in die oë. Alright. Is julle reg? Dan sê jy liefie. Okay, die manne sê boete. Die manne sê boete. Okay. Sê liefie. Ek is lief vir jou. En daar is niks wat jy daaromtrent kan doen nie. Amen! 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 Prys die Here. Right. Ons het ook hierdie naweek geleer van shofars. Okay, eerstens net gou dit vra, as van die ouens wat gisteraand 'n keuse gemaak het en deur hierdie deur geloop het, nog nie by die bidtent uitgekom het, die Boeta, dat jy nog nie bedien is, wil ons vra asseblief, as ouens met 'n klomp liefde in hulle hart wat graag vir jou wil bid. In daai tent, mevrou, dames, girlfriend, het daar baie goed gebreek, kettings het gebreek, addictions het gebreek. As manne wat hulle harte vir die Here gee, party van julle brand new manne wat huis toe gaan. Splinter net, sê die Here al die eer asseblief man. Alright, dan al die manne met die shofars. Kan ons weer net hier opline asseblief. Ons het hierdie naweek geleer om 'n paar klanke
goed soos daar's 4 basiese klanke, wat hulle beteken, die name, ons oorlogvoering en daai goed, die manne sal dit met julle deel. En hulle gaan gou vir julle wys wat het hulle hierdie naweek geoefen. Ek dink hulle het dit geoefen. Hulle het ook geleer was die verskil tussen 'n shofar en 'n ramshoring. En waar presies in die gevegskuns word elkeen gebruik en dat 'n shofar nie 'n speelding is nie. Is daar van julle wat so 'n bietjie hierdie kant toe kan oplyn asseblief man. Is daar nog manne daar agter? Nog enigiemand? Is julle reg? Manne, is julle reg? Dankie manne. Ek stel julle voor aan Arnold de Wet. Van julle sal sy pa dalk onthou, sy pa was Jan de Wet die sanger. En ons het 'n superster in Arnold de Wet. En Johan Foster was voorheen 'n lid van Eden. Van julle wat weet wie die band Eden is, maar al twee is awesome, die awesomeste kinders van die Here en hulle verstaan worship en dis hulle bediening en julle sal dit nou sien. Kan ons almal opstaan en net vir die Here 'n lofoffer gee in Jesus naam. Amen. Dankie vir Arnold en Johan Foster. Kom ons gee hulle 'n klap asseblief manne. Amen. 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 Prys die Here, Jacques wys my, ek moet julle soontoe verwys. Ek het nou 'n sambreel probeer weggee, maar prys die Here, niemand wil hom gevat het nie. Ai, julle, dankie. As julle enjoy, maar julle is welkom. Hulle het oopgemaak as julle daar wil gaan sit. Is julle regtig baie baie welkom. Johnny, kom al die pad daarvan. Welkom af. Hy het Vrydag en Saterdag op Welkom Mighty Men. Was hy spreker gewees? En hy het vanoggend ingevlieg. Skus ek sê uit asem uit, maar jy kan nie anders as om die Here te loof en te prys vir wat hy doen vir ons elke dag van ons lewens nie. En hierdie is net 'n manier om ons dankbaarheid te betoon teenoor ons hemelse Vader. Amen. Amen. Alright, dan voor ek vir Johnny voorstel, Chris. Ek wil net graag vir Chris hier langs my hê. Wat is hierdie naam nou weer? Connection. Ja, julle eerlikwaar Connection Production, Chris, Karel, Lodewyk en Jaco, hierdie manne wat hier rond staan. Hulle het een amazing job gedoen oor die naweek. Hulle het letterlik in 'n oggend hierdie setup gedoen. Dit vat gewoonlik vir ouens 2 dae om so iets op te stel. Hulle het dit in 'n oggend se tyd gedoen. En ons loof en prys die Here vir hulle servant hearts
En julle godsmense, ons boetas, sal wees op pad stap. Kom ons gee net vir hulle 'n lofoffer ook asseblief manne. Halleluja, prys die Here. Steven, jy kan bid, nee. Ja. Right, Johnny Lou. Johnny Willestem Lou. Ek stel julle baie graag voor aan Johnny. Hy is gebore in Calvinia 1972, Noord-Kaap. Hy het alleen groot geword saam met sy moeder, sê hy. En as kind het hy baie terugslae beleef. Matriek 1990, sluit aan by die polisie, word 'n polisieman. En hy was 'n redelike goeie sportman, maar jy kan dit sien. Jy kan dit maar sien aan daai postuur. En in 2000 word hy 'n besigheidsman. September 2003 red Jesus Johnny se lewe. Prys die Here. Na 'n wille lewe van drank en geld en verkeerde besluite. In 2006 roep die Here hom in 'n permanente bediening in. Hy's getroud met Jomien in 2008. Is dit Jomien? Nee, spel ek hom reg, sê ek hom reg. Pragtig. Jomienkie, sê hy. Jy kan hoor hy liefde. Hulle het duisende geestelike kids. Duisende. 3 hondjies, Joshua, Remington en Lady Bella. Dankie Here. Radio en televisiewerk volg en hoogtes op die publieke arena. Sy passie is jong mense. Julle sal dit nou hoor. En om ons land se sterk manne om sterk manne in Jesus te maak. Om die gospel met krag en waarheid regheid te vertel. Johnny, dis hoekom jy gehoor, Johnny Willestem. Hy praat die waarheid onverskrokke. Mighty menspreker, geestelike seun van Dad Angus en hy tans besig by Morrison groep buite Brandfort, sommer hier om die draai. As persoonlike en geestelike opleiding vir die laaste 3 jaar. So nou is hy 'n Kaapse Vrystater. Manne, ek gee vir julle Johnny Lou. Gee hom 'n klap, man, kom. Ek het vir Steven gevra om net vir Johnny bietjie te bless hierso met 'n gebed. Dankie Gerry. Almal, ek vra dat ons net weer op ons knieë gaan. Ons doen hierdie goed vir Vader, ons doen dit reg. Hemelse Vader, ek wil net dankie sê. Dankie Here dat Johnny het veilig hier gemaak het, Vader, en Here, ek weet ek deel dit nou onder gebed, maar ek is so dankbaar my boetie het dit gemaak, Here. Want daar's so groot salwing oor hom en 'n groot roeping, Here, en sy hart is net om u koninkryk te laat groei, Vader. En ons gee dit vir hom, Vader. Waar hy 2 mighty mense in 1 naweek is die eerste keer dat ek daarvan hoor, Here, maar u maak deure oop. U is 'n God van wonderwerke. Halleluja. En die feit dat hy hier is vandag, Here, is 'n wonderwerk. Dat u op Boeta se hart bedruk om hom hier te kry, Here. En ek wil u dank en ek wil u eer daarvoor en dankie vir 'n broer soos die, Here, wat ons saam 'n pad kan stap om u koninkryk te laat groei. Amen. 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 Sit net hier so, sê aan. Hallo mense. Hallo. Môre. Dis lekker om hier te wees en prys die Here. Stevie, dankie dat jy as jy op Boeta jou roep. Ons gaan vandag begin met 'n klomp lesse. En die lesse is: ek is 'n man soos julle. Ek is 'n kind van julle. Ek het gedien in die Springboksvlakte. Ek het in Potties gedien. Daar's kinders hierso wat onder my hande uitgekom het. En dit was vir my wonderlike voorreg. Rian van Heerden en sy familie. Sy 2 kinders is hierso. Rian Potties. 'n groot boetie van my en jare saam my pad gestap en ek was ingemergel hier in die noorde vir 'n lang tyd. En in elke streek van die land. Want as jy 'n dienaar is en jy het 'n kans om te dien, jy sal hoor my stem is so bietjie vleiterig, maar die Here sal hom, ek sê 'n lekkertjie wat hom sal bymekaar hou. Maar dis vir my 'n wonderlike voorreg om hier te wees. En net daar waar jy sit, ek wil net hê jy moet weet dat jy maak sak. Ek maak nie vanoggend sak nie. Ek maak nie sak nie. As jy geroep is as 'n dienaar,
dan gaan dit oor julle. Dit gaan oor jou, meneer. Dit gaan oor jou, mevrou, suster, ma. Ek is so bly die vrouens is hier en die kinders. Sy jong seun my kom druk en hy hou vas my. Ek kan voel sy arms maak sak. Hy druk jou met so 'n bewe in sy arm. Vandag gaan dit nie oor of ek belangrik is nie. Het gaan oor julle. Die mense van ons land, God se kinders. Maar soos julle weet, dit kom nie, alles kom teen 'n prys. Ek het 2 manne vandag saam my, Kosie en Pieter, kom asseblief hiernatoe. Ek wil net. Die mense dink altyd dat ouens soos ek, hulle sit vir jou in 'n boksie. Hulle sê ja nee, daai ouens wat so maak en daai manne wat so maak. Kyk hoe so. Ek wil vandag hê julle moet die ouens wat die Here dien en rondhard op hierdie land. Julle moet vir hulle bid, man. Ondersteun hulle. En as hy weg is van die huis af, gaan vat vir sy vrou 'n blos blomme. Koop vir 'n Spurburger. Want sy verlang 'n man. Terwyl ons hier is my vrou en die gemeente in Kaapstad besig om vir julle te bid. Nie my gemeente nie, ek is deel van 'n kerk. 3 pastore, dit is moeilike manne. Hulle moet redelik moeilik wees om vir my bymekaar te maak. Maar dis alles moontlik. En hier langs my staan my eie bloedneef Pieter Lou. Die Here, ek het na sy plaas toe gery in 2008. Nadat ek nie my belofte en my woord wat die Here vir my gevra het om na te kom gedoen deur my lewe nie, want ek het deurmekaar geraak, maar ek het gery na sy plaas toe en ek het met hom gepraat en gesê, my neef, vergewe my. En die Here het sy lewe gered en vandag dien hy saam met my die Here. Ek disipel hom al van 2008 af met liefde en met die woord. Maar die man wat hier staan, het soos 'n Ferrari verby my gekom. Jy sien, paas, julle moet vanoggend weet, as jy jou kind groot maak, dan maak jy hom groot om vinniger, harder en beter as jy te wees. Jy maak hom nie groot om te suig aan jou voete die hele tyd nie. Jy maak hom groot laat hy soos 'n Ferrari by jou verbykom. Hierdie man is die grootste droogte in die geskiedenis van die Namakoland. Hy het staande gebly deur geloof. Hier staan 'n geloofsbaba. Hier staan 'n seun van God. En Pieter Lou, ek wil vandag sê dat jou geloof inspireer my seun. Hoor jy? My boetie, jy inspireer my. Man van God, man van sy familie. Hier langs aan staan Kosie van der Merwe. Ander boetie van my, van Sekunda. Holfontein is sy plaas se naam. Daar het ek ook gebly vir 2 jaar. Soos ek gedien het, en maak hy sy huis oop. Sy huis was my huis. Sy kinders is my kinders. Daar was 2 babas en toe moet ek ry en ek raak hartseer, ek moet ry so 'n paar jaar terug. En Kosie vat my sak en hy sit hom in die kar en terwyl hy my kar, my tas so in die kar sit, nou moet ons groet. En nou staan, en daar val 'n belt van my, 'n belt val uit. En ek tel die belt op, en hy maak die grap om te gaan buk. Nou kyk jy nooi nie vir my nie. Ek kom vir jou. Maar ek steek hom met die belt. Manne, ek onthou hy het so gegaan. Jou! Toe slat ek hom raak. Nou al toe sê, 'n maand daarna, toe's Janie pregnant. En Jan Hendrik raak nou 5 jaar oud. Jan Hendrik raak nou 5 jaar oud. Partykeer moet jy 'n man 'n lekker pak slaag gee. Dan kom hy weer by, verstaan jy? En Kosie as 'n boeta al die jare se ondersteuning en liefde. En toe kom bel en ek sê vir hom, luister hierso, Bosveld, die mense het my geroep en ek moet of ek moet 7 ure op die pad spandeer, maar kan dit nie maak nie. Toe sê hy, boetie, moenie worry nie. Ons vat die eystervoël en ek bring jou soontoe. Kom ons gee net vir hierdie 2 manne 'n lekker hande klap. Mag die Here julle seën, my boetas, en dankie, julle gee vir my wind onder my vlerke. Dankie. Mense,
ek weet is warm. Hulle het vanoggend het hulle grappie gemaak, toe sê hulle, Jonnie, die manne van die Bosveld het gewag tot vanoggend toe om hulle self te bekeer, want hulle het besluit oor hierdie naweek, hulle wil nie hel toe gaan nie, want dit is te warm hierso, verstaan jy? Hulle wil nie gaan nie, dit is te warm. Mense, vanoggend in hierdie tydjie wat ek het, wil ek 'n klein stukkie van myself net met julle deel. En dit is, los maar my boeta, dis net los papiere daai. Ek gaan 'n klein stukkie met julle deel. Maar ek hoop dat dit wat God in my hart gesit het vandag vir julle raak elke vrou en elke kind en elke man hierso. Ons staan op die vooraand van dinge wat gebeur. Daar's 'n aanloop tot alles en dan is daar 'n gebeurtenis wat gaan plaasvind en dan is daar 'n rigtingbepaling wat in jou lewe gaan plaasvind. Daar is alles uitgesit vir ons. Vir ons. Die mense vra my vrae, hulle vra vir my stuk vrae. Jonnie, wat sê jy van die en van daai? Ek is nie baie geleerd, die mense. Ek is nie die slimste peanut in die pakkie nie. Maar ek wil gou vir julle sê, ek was nie daar toe die Stellenbosch uitgedeel is nie. Ek het nie grade en diplomas wat ek vandag met julle kan kom deel nie. Maar ek het 'n hart van gees by God gekry. Die gees van God toe die Brambos brand. Nie Stellenbosch nie, toe die Brambos brand. Toe was Johnny Lou by gewees. Ek was daar, ek het groot geword as 'n klein seentjie. My pa is dood toe ek jonk was. Ek het in 'n boeregemeenskap groot geword. En deur my lewe was daar 'n hinkering om te soek. 'n Seun mis sy pa. Jy soek nie geld nie, man. Jy soek nie 'n groot huis en 'n swembad nie. Jy soek nie die Fortuner wat jou skool toe vat nie. Jy soek die asem van jou pa in jou ore. Jy soek 'n pa wat vir jou tyd maak. Die seuns in hierdie land, hulle praat met my manne en ek gaan breek voordat ek bou. Ons moet ernstig raak hier, broers. Die seuns in hierdie land, jong manne kom na my toe. Die hartsteerste wat ek gehoor het is 'n jong man wat vir my sê, om Jonnie, my pa moet sterf, dat ek sy geld kan uitmors. Maar dat is bitter. Dat is seer. Jy weet wanneer iemand teenwoordig is, wanneer jy met iemand praat, jy weet hoe ongelooflik irriterend dit is, wanneer jy 'n man 'n storie vertel, maar jy sien, sy gedagtes is op 'n ander plek. Manne, jou vrou wil net 'n 10 minute van jou hê, of 'n 20 minute. Maar ja, wanneer sy met jou praat, dan luister jy nie, dan moet sy herhaal. Want jou kop is by die soja, en by die sonneblomme, en jou kop is by die kontrak, in die myn. Al wat sy soek is jou tyd. Jou belangrikste kommoditeit wat jy het in jou lewe, is nie jou geld nie. Manne, om Angus het vir my gesê, my seun, hoekom is ek lief vir jou? Ek het sonder 'n pa groot geword. Ek het die manne van die wêreld dopgehou en ek het deur mekaar geraak. Die woord in Romeine 12 vers 2 sê, moenie aan hierdie wêreld gelykvormig geraak nie. Moenie gelykvormig geraak aan dit wat daar is nie. Maar word getransformeer deur die hernuwing van jou gedagtes. Dis tyd, mense, dat ons by 'n plek uitkom en vir eens en vir altyd ons gedagtes hernuwe. Deur wat? Deur die woord van God, die beloftes van God. Hierdie wêreld sal jou teleurstel. Jy gaan jou vrou teleurstel. Jy gaan. Dis 'n uitgemaakte saak. Om Angus het my gesê, seun, hoekom is ek lief vir jou? You know why I love you. Na amper 40 jaar van my lewe, wil ek graag weet, wat sien 'n Engelsman in hierdie seun? Wat sien hy in my? Hy sê vir my, son, I love you because you're humble and you're teachable.
Iewers moet iets gebreek het, mense, in my lewe, om my van my high horse af te kry. Iewers moes iets gebreek het, dit moes gestop het, sodat ek die aarde weer tussen my tone kan kry. Sodat ek weer die rigting van God kan kry. Daar is 'n Afrikaanse segwoord, en vergewe my die manne wat hooggeestelik hierso sit, maar ek gaan reguit praat. Partykeer moet God se manne hulle gat sien, voordat hulle vir God sien. Ek vra partykeer vir die manne, hoeveel keer wil jy nou nog jou alie sien, voordat jy vir God sien? Hoe lank wil jy nog die eie ek volg? Johnny Lou het daai pad gevolg en ek het by 'n pad van dood uitgekom. Maar toe, daar was 'n plan. Daar is 'n plan groter as ek en jy. Daar is 'n plan wat binne in jou geplant is. Daar is 'n plan wat wil jou agtervolg en jou kom vrymaak. Daar is 'n plan wat bo kultuur in jou vel is. Daar is 'n plan wat bo rituele is in jou kerk is. Daar is 'n plan uitgesit deur God homself. En daai plan kan nie verbreek word nie. Die enigste mens wat tussen jou en daai plan staan. En julle moet baie mooi luister, you have to listen to me. If there's any English speaking people, it is not my first language, it makes my mouth bleed. But I'm going to try my best. Luister gou hierso. Die enigste persoon wat tussen jou en daai plan van God kan staan, is jy jouself. Niemand nie. Luister vanoggend my Suid-Afrikaanse mense. Ons is moeg van blame. Ons is moeg geblame. Ek ry deur hierdie land en ek hoor verskonings. Ek hoor blame. Die een ou bly die ander ou. Die een ou blame sy oupa. Sy oupa het die verkeerde besluit gemaak en dis waarom hy nie die familiegrond gekry het nie. En dit is nou die storie van sy lewe. Daai bitterheid word oorgedra na sy kinders se kinders se kinders. Gert Beneek raak klein Gert Beneek en sy seun gaan ook eendag klein Gert Beneek wees, want die hele ou familie se bloedlyn is Beneek. Hulle is bitter, hulle is hard. En nêrens het hulle toegelaat dat God enigiets vir hulle beteken nie. Maar weet julle wat? Hier is die grootste leuen van alles. Hulle blame God. Hulle blame God. Jy durf nie, my broer. Jy durf nie. Die Vader van goedheid, die Vader van liefde, die Vader van Jesus Christus, hy wat sy hart laat uitslag het vir jou. Jy durf hom nie blame nie. Wie is jy? Wie is jy? Ek het 'n boetie, Albert Ferreira. Albert se 2 kinders is dood in 'n motorongeluk buitekant Piketberg. En Albert het vir my gesê, Jonnie, toe my hart koud raak, toe loop ek in my kinders se kamer in. Sy beste vriend het die kinders by die skool gaan optel. En in die mis het 'n trekker en 'n wa omgedraai en hulle het kop aan kop met daai voertuig gejaag. Sy beste vriend en sy 2 kindertjies is dood. Come on. Dink jouself in. Hy sê, Jonna, ek hardop in my kinders se kamer in. Al wat ek kan kry vir hulle is hulle ou boekies. En ek maak hulle boekies oop en ek sien 'n week voor my kind se sterfdag. Het hulle fotootjies geteken van 'n pad, 'n berg, en 'n son, en 'n voertuig. Maar bo op die berg is daar 'n groot kruis. Daai kinders het Jesus geken.
die dag op hy kinders se begrafnis, toe loop Albert daarin, toe sê hy, kom ons loof die Here. My kinders is saam met my beste vriend in my koning se teenwoordigheid. Kom ons loof die Here. Loof die Here. En my mense, ek het gesien hoe 'n man die Here loof in sy donkerste uur. En een van die lesse wat ek geleer het, as jy nie die Here kan loof in jou donkerste uur nie, nou ken jy hom nie. Jy ken hom nie. Ek wil gou vir julle sê, Angus het vir my gesê, Dad Angus told me, he says, my son, it's going to get difficult, more difficult, before it gets better. Ons vertroue het ons op soveel dinge geplaas. Ons mense. Kan ek gou 'n bietjie toiletpapier kry? Vergewe my vir die snoei. As ek net so 'n bietjie toiletpapier kan kry, om net my neus af te vee, dankie. Dankie my boetie. Donker tye sal daar wees. Die Bybel sê dit, sonde lê en wag en sy begeerte is na jou. Hy's daar om jou lam te lê. Hy's daar om jou te pik. Hy's daar om jou te agtervolg. En gisteraand het ek vir die manne gesê, kyk gou so, hou op lekker praat van die duiwel. Hou op die duiwel in ons geselskap inbring. Hou op hom die ou duiwel noem. Hou op om vir hom die blame te gee vir jou besluite. Johnny, waarvan praat jy? Kom jy by Rutan verby, is dit die duiwel langs die pad en huil. Ek vra vir hom, hoekom huil jy? Hy sê, Johnny, hy klomp mense, hulle bly my, ek was nie eers by nie. Dis jou besluite. Maar dit het net maklik geword om die duiwel te blame. Hulle ken hom nie. Hulle weet nie waarvan af hy kom nie. Maar nog minder ken hulle die God, wat God oor hom ook is. Ons ken nie ons beloftes wat ons God ons aan voorgedoen het nie. Ons kyk nie meer in ons kultuur en sien wat God vir ons se paas gedoen het nie. Ons vertel nie meer stories nie. Ons hou 'n Heritage Day. En ons sy brandewyn en ons braai groot vure. Maar ons herdenk nie die goedheid van ons God nie. Ons mense hardloop na die wêreld toe. Maar hulle draai nie meer om en spandeer met hulle kinders die tyd wat hy sê, vertel hulle. Ek het op Nieuwsville groot geword in die Noord-Kaap. Daar's 'n monument op die dorp, mense. En die monument moes oopgemaak word die 31ste Desember 1999, is ek reg, Pieter? En die nasate van die ouens wat hom geplant het, wat die monument gebou het en die hoeksteen ingesit het, julle ken dit. Die dominees en die sendelinge, die manne wat daai tyd dit gedoen het. Hulle het hierdie monument opgesit, so 'n obelisk in so 'n muur met marmer uitgesit. En daar binne het hulle 'n papiertjie gesit. Seker, ons het nie geweet, hulle sê net die ding moet oopgemaak word. En julle kan dit gaan Google. En die 31ste Desember 1999, toe maak hulle daai steentjie oop, en binne in daai steentjie kry hulle so 'n boksie, en daar binne is 'n papiertjie. En al wat op daai papiertjie gestaan het, was nie 'n groot politieke geselskap en 'n brief vir die nageslag nie. Al wat daar gestaan het, bring eer aan die God van ons voorvaders. Eer hom, loof hom, prys hom. Of het goed gaan of het sleg gaan, jy loof hom.
Dawid het gesê, liewerster 1000 jaar alleen as een dag sonder my God. Ons jong mense word groot met 'n idee van God. Ek lees vir julle uit die woord van God. Net my plekkie kry, my papiere het so 'n bietjie weggewaai. Maar dit maak nie saak nie. Ek lees vir julle uit Spreuke, eerste woord wat ek wil met julle deel. Spreuke 12 vers 28. Salomo word gehuil as een van die wysste manne wat ooit geleef het. Hy was wys totdat God homself in die vorm van Jesus Christus tussen my en jou kom stap het. Hy was wys. Die voorgangers was wys totdat die Heilige Gees vir ons uitgestort het. Hy sê in Spreuke 12 vers 28, op die pad van geregtigheid. Op die pad van geregtigheid is daar lewe. In die rigting van die pad is daar onsterflikheid. Waaraan glo jy vandag, meneer en mevrou? Oom, tannie, kinders, waaraan glo jy? Wat is jou geloofsbelijdenis? As ek vandag vir jou vra, wat kan jy verklaar? Wat is jou sekerheid? Wat is dit waarop jy staan? Maar ek dink ons moet dit 'n bietjie meer interessant maak. As ek jou seentjie hier voor laat staan, of jou dogtertjie, of jou geliefde vrou, of jou pa of jou ma wat jy so lief voor is. If I take your children and I put them here, en ek sit 'n gun teen hulle kop, en ek sê, waarin glo jy nou? Waarin glo jy nou? Ken jy die pad wat God vir jou uitgesit het? Vertrou jy die pad wat God uitgesit het? Verstaan jy die pad wat God uitgesit het? Hoor jy die waarheid skree in alle ewigheid in? My broer, ons mense gaan ten gronde, omdat hulle daai waarheid nie ken nie. Hulle leef nie daai waarheid nie, en hulle vertrou nie daai waarheid nie. Dis 'n emosionele Jesus wat iewers in 'n kerk vasgemaak is. Dis 'n tradisionele Jesus wat nie mag uit 'n boksie vrygelaat word nie. En daai heilige koei moet gebraai word volgens julle keuse. Nee, Johnny, ek hou van 'n kerk waar die steak medium to rare gebraai word. Nee, ek hou van my steak well done. Nee, my vrou gaan glad nie na 'n kerk toe waar die ding geoverkook is nie. Hy moet sommer so rou wees. En dan maak ons op, soos wat ons steekies in 'n restaurant. So maak ons geloof op. En ons vat die malmagtige God en sy seun wat gesterf het en gelei het. En ons maak dit goedkoop in ons alledagse lewetjie. Ons quote Bybelversies en ons stuur bemoedigingkies rond, maar ons vat nie die tyd uit om op ons knieë te gaan staan en te bid vir die mense wat suffer in hierdie land nie. As jou kind vandag hier so staan met 'n kant in sy kop, wat is jou geloofsbelijdenis? Gaan jou geloofsbelijdenis verander? Gaan jy die rigting op jou pad verander om met jou te pas? Of gaan jy vertrou in die ewige, onsterflike woord wat God vir ons gegee het? Manne, wat is jou belydenis oor jou vrou? Die Here hoor my. Almal hoor belydenisse oor jou vrou, behalwe jou vrou. Die hele dorp hoor 'n storie van jou af, behalwe jou vrou. Almal weet van jou skoonfamilie, behalwe jou skoonfamilie.
Ons is liggaam, siel en gees. Luister gou vir my broers. En vrouens, vergewe my as ek 'n bietjie hard raak met die manne. Hoor julle? Wat ek met die bitterheid gehad het om amper my eie vroukie te verloor oor my eie gedagtes. Ek wil vandag gou praat met die manne. Wat is jou belydenis oor jou vrou? Ken jou kinders jou belydenis oor jou vrou? Hoor hulle jou dit spreek? Wat is jou belydenis oor jou kinders voor jou vrou? Wat is die profetiese woord wat in jou mond is? Roep jy doem of roep jy lewe? My broer, ek het 'n probleem met my Suid-Afrikaanse broers. Hulle verdraai die waarheid na hulle eie storie toe en dan pas hulle daai waarheid aan om hulle te pas. Die manne se egos is groter as hulle godsdiens. Hulle dans en sing vir die wêreld. Hulle is public heroes. Public heroes. Maar in hulle intimiteit met hulle vrouens is hulle failures. Ons het 'n media wat soos 'n monster gevoer moet word. Die manne is op leesboek, snysboek, vnysboek, alle boeke. Maar hulle is nie in die boek van die lewe nie. Hulle is hierdie. Waaroor moet jy vandag bly wees? Waaroor moes Daniel bly gewees het toe hy in die leeukuil ingestap het? Waaroor moes Moses bly gewees het toe hy vir 40 jaar met daai klomp hardnekkige Jode om 'n boom trek? Waaroor moes Jesus bly gewees het toe sy liefling na hom toe stap en soen hom op sy gesig en verraai hom? Waaroor moes hy bly gewees het toe Petrus hom verloon? Waaroor moes hy bly gewees het toe Johnny Lou 'n public hero was, maar 'n private failure? Ek was 'n godlonaar. Ek het sy naam gebruik soos wasgoedwater. Maar iewers moes iets gebeur het. Iewers moes ek aan myself vasgehardloop het. Ek het nou die dag met 'n vrou gepraat en nou praat ek met die vrouens. Ek praat met 'n vrou en ek sê vir haar, dame, as dit moet gebeur wat uit jou mond uitkom, moet jy asseblief vir my sê daai dag wanneer dit gebeur, want ek wil gaan wegkruip in die Drakensberge in 'n grot, want die Here hoor my, die doem wat uit jou mond uitkom, sal almal om jou doodmaak. Vrouens praat uit 'n vrees uit. Daar's 5 goeters wat mense weghou van God af en van mekaar af. Nommer 1, dis vrees. Ons aanbid meer vrees in hierdie land. En kwaad, anger, is wat ons God aanbid. Sy beloftes, sy woord, sy liefde, sy hoop en sy vrede. Ons het 'n afgod gemaak van tyd en vrees. Ons het 'n afgod gemaak van skaamte. Manne hardloop weg van skaamte en hulle probeer bewys dat hulle nie so sleg was soos wat almal gesê het nie. En die skaamte raak 'n afgod. Nommer 3. Manne, in die Sotho taal sê hulle kwaad. Anger, hardkoppigheid het 'n afgod geraak. 'n Man sal weier om sy plaas te verkoop. Hy sal sy vrou en sy kinders laat hardloop na ander mense toe, omdat hy so harrekwas is om vir hulp te vra en op te gee en oor te begin.
God kan nie werk met 'n trotse man nie. God kan nie werk met 'n vrou wat nie deel is van 'n man se lewe nie. En ek wil vandag met julle praat. Die Here sê 'n man moet sy lewe neerlê vir sy vrou soos Jesus die kerk liefgehad het. Dit beteken nie jy moet jou lewe neerlê. Ek het dit nie lekker verstaan nie, manne. Ek het dit nie lekker verstaan nie. Totdat 'n man dit vir my verduidelik het. Hy het gesê, Johnny, hierdie lewe wat jy moet neerlê, is maklik gepraat wanneer ek sê, Johnny, ek sal sterf vir my kinders, ek sal sterf vir my vrou, ek sal sterf vir my land. Totdat die popo, die fan hit. Ek sit voor 'n oom en ek praat met hom, ek sê, oom, ek en my vrou kry swaar. Waar kry jy raad vanaf, manne? Jy gaan praat met manne wat 2 keer geskei is, en jy doen dit onder 12 bottles Black Label. Maar jy gaan nie na die manne toe, wat 7, 8, 10, 15, 30, 45, en soos die mense wat agter my bly, om skalkend aan die Irma, 62 jaar getroud. Dis vla. Ek wil vandag vir julle getuig, en ek wil vir julle sê, ek was een van hulle gewees. Ek gaan vra 'n man raad. Hy sê vir my, Johnny, ken jy jou vrou? Ek sê, ja, ken haar. Na hierdie 5 jaar ken ek haar. En ken ek haar nie. Ek ken haar, jong. Hy sê, Johnny, antwoord gou vir my die 10 vrae. Hy vra my 10 simpel vrae. 10 simpel vrae. Hy skryf het neer. Hy sê, ken jy die pad wat jy en jou vrou saamgevat het? Ken jy die geregtigheid waarin God julle bymekaar gesit het? Hy vra my 10 vrae. En toe antwoord ek hom nou sommer vinnig, want ek weet mos wat aangaan. Die manne is so sterk en so slim. Hulle weet vir alles die beste. Moet nou my vertel, sy Toyota is nie reg nie. Hy sal vir jou statistieke uitroep so. Ek sê vir hom, 10. Hy sê, Johnny, krijg of 'n Jominkie op die lyn. Jy al gesien hoe sit 'n bakkie se dif op die sand vas. En die wiele spin, laat die rook draai. Dis wanneer jy 'n man kry, wanneer hy geantwoord het soos 'n meneer, maar wanneer die vrae toe uitkom, hy sê, bel jou vrou. Bel my vrou. Hy sê, antwoord gou vir my die vrae. Weet wat het ek gekry? Uit my 10. 2 uit 10. 2 uit 10. 2 uit 10, pa. Hy sê vir my, Johnny, vat tyd om jou vrou te leer ken. En hy sê vir my iets baie belangrik. Hy sê vir my, Johnny, kry hierdie emosionele vrou wat jy in jou kop het, uit jou kop uit. En gaan wees lief vir die vrou wat God vir jou gegee het. Die vrou wat jy gekies het. Wees lief vir alles van haar. Leer om haar lief te hê. Leer om haar te dien. Totdat die gevoel jou consume. Want dit gaan oor die wêreldse manne. Daar hardop hulle agter die gevoelens aan. Spreuke 12 vers 28. Op hierdie pad wat God gesit het, is daar lewe. Maar daar's dissipline. En hierdie eie ek, hierdie karakter, hierdie ding wat jy geforge het vir jouself, om te sê, dis wie ek is myle weg van die droom wat God vir jou het. Vra my, ek moes daar kom. Vra die manne, hulle moes daar kom. Ek wil gou met die manne 'n eerlikheidsding doen. Die manne wat hier so sit, sê gou vir my, wie van julle sy selfoon het jou al in groot moeilikheid gebring? Hierdie manne sê nog nooit. Prys die Here. My vrou bel my, sy sê vir my, Johnny. Hy sê, Johnny, jy moet, hy man sê vir my, Johnny, jy moet 'n vrou lief hê.
wat voor jou is, die vrou wat by jou is, die vrou wat jy gekies het, ongeag wie sy is, wat sy sê, jy moet aan saai, jy moet haar dra, jy moet haar dien, want dit is jou eerste bediening, manne. Die huwelik is die eerste bediening wat God 'n man gee. En ek moes daai bediening slaag, voordat ek in hierdie bediening kan kom. 17 jaar getroud. Halleluja. Was dit maklik? Nee. Moes ek geleer het? Ja. Moes ek my verklaring oor my vrou verander het? Het ek 'n paar duisend keer gesterf in daai 17 jaar? Ja. Weet wat moes gesterf het? My ego. My ego. Ek moes my lewe, my eie lewe neerlê en sê, ek maak nie meer saak nie, maar my vrou maak saak. Die wêreld gaan na my kyk hoe ek haar dien. Die wêreld gaan na my kyk. En toe leer ek 'n belangrike ding. Manne, 'n vrou submit nie wanneer sy sien dat jy in jou lewe, jou tyd, jou effort nie neergelê het vir haar en jou kinders nie. Sy sal nie submit nie. Die manne van Suid-Afrika is buite kontrole. Hulle is buite kontrole. Ek sien ons kinders, hulle sit by restaurante, hulle sit 'n wyp lank, hulle drink sulke lang biere. En sonnagoggend sit hulle met 'n bablas in die kerk. En mamma en papi praat dit goed. Ek klim op 'n vliegtuig, ons jong mense klim op, hulle is buite beheer. Hulle vloek soos matrose. Hulle het geen respek nie. En die enigste man wat op daai vliegtuig sit, wat weet, hulle is besig om 'n fout te maak. Nie omdat ek hulle oordeel nie, omdat ek hulle lief het. 'n Pa wat lief is vir sy kinders, sal hulle tug. 'n Pa wat lief is, sal 'n wal gooi. 'n Pa wat lief is, sal 'n lyn trek van beskerming. 'n Vrou wat lief is, sal agter haar man kom staan, agter die lyn wat hy getrek het, en sy sal submit onder sy woord. Maar manne, ons vrouens kan nie in ons geloofsbelydenisse, hulle kan nie daarin glo nie. Want die man wat maandagoggend opstaan, en die man wat sondag in die kerk gesit het, is twee verskillende manne. Die man wat die kontrak verloor het, is 'n derde man, en die ou, wat daar loop, by Hartenbos, wanneer het Desember maand is, wanneer jou oë raak soos 'n chameleon, wanneer jy 18 vroue dophou, maar jou oë moet op jou vrou wees. Daai is 'n anderster man. Hoe kan jy 5 mense wees? Hoe kan jy 5 mense wees, as God sê, vind jouself in my? Jesus sê in Matteus 11 vers 25 tot 28, hy sê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is in hulle kop. Jou sielewêreld is so gebombardeer, dat daar nie eers meer plek is om 'n skietgebed in te sit nie. Jou sielewêreld is so gebombardeer deur jou eie behoeftes, dat jy nie meer die behoeftes van mense om jou raak sien nie. En ons is so fyngevoelig. My broer, ek praat vandag oor die waarheid. As jy nie die waarheid ken en dit leef nie, sal jou fyngevoeligheid jou vrou sacrifice op 'n altaar. Johnny, ek het tot hier toe gekom met my kind en nie meer verder nie. Wie is jy om te oordeel? Hoeveel genade was daar met jou in jou lewe? Die duiwel het my tussen my bene geslaan. Kyk, die duiwel wil jou dood hê. Hy wil jou nie plat slaan nie. Hy wil jou dood hê. Ek het vir 33 jaar beklei. En toe slat hy my plat. En ek hoor hoe die skeieregter tel. Ek lê plat, uitgeslaan deur my eie keuses. My eie sterkte, my eie krag. En ek voel hoe die Here hoe tel hy skeieregter. 1, 2, 3, 4 en ek hoor hoe kom 9 nader. Ek gaan dit verloor. Ek gaan verloor. En ek hoor hoe tel hy skeieregter.
9, 10, en toe hoor ek hy tel, 11, 12, 13, en ek sien hoe skree die duiwel, dis onregverdig, ek het hom uitgeslaan, en ek hoor die stem van Jesus, hy is my kind, ek is die skeieregter, en ek sal tel, totdat hy op sy voete staan. En die Here het vir 33 jaar van my lewe getel. Daarna moes hy nog getel het, om myself weer eens te loop kry in 'n bokskruit met my eie vrou. Boetjies, jy laai jouself op vir hierdie bekleierery. En dit gaan oor ego. Die Here sê, kom na my toe. Vandag sê die Here, asseblief, kom terug na die huis toe van vrede en hoop. Kom terug na die plek toe waar daar bloed gevloei is vir jou, dat jy gekoop is. Come back to the place where there's power. Gisteraand, en ons maak klaar, gisteraand het ek gepraat by Sentraal. En hulle tema was, ek weet hier gaan dit oor jubel en juig. Hier gaan dit oor die lof wat ons God moet gee. Sentraal se tema was die ware noord. Almal vir ons soek na die ware noord. En elkeen van ons het 'n persepsie. Die ware noord is nie 'n plek nie. Die ware noord is nie 'n persepsie nie. Die ware noord is 'n krag tot redding. Dis 'n krag tot redding. Dis 'n krag tot vergifnis. Die ware noord is die oorkomingsvermoë om enigiets. Hy sê, ek en my God, ek spring oor 'n muur. Ek storm 'n bende. 10,000 sal aan my linkerkant val en 10,000 aan my regterkant. Maar ek en my God, ons storm hulle. Wie is die God waarin jy glo? Ken jy hom op sy naam soos 'n vader? Ek kom vandag en ek wil vir julle getuig dat my lewe het in orde gekom toe ek my vader se hart begin verstaan het. Toe ek uit godsdienst uitklim en in 'n verhouding klim met my vader. En my vrou kom na my toe, sy sê, waaroor is jy so bly? Ek kan nie enige vreugde hier vind nie. Ek sê, my vroukie, ek is nie jou salvation nie. Jesus Christus is. Ek kan nie die Bybel vir jou lees nie. Ek kan vir jou bid. En ek doen dit. Jy hoor my in die binnekamer elke oggend hoe ek bid. Ek sê, maar ek kan nie. Ek kan nie hierdie pad vir jou stap nie. Jy moet dit self stap. My vrou is soos Pieter Lou. Sy het 'n Ferrari van agter verby my gekom. O, Here, ek is so lief vir haar. Hulle sê agter elke groot man staan daar 'n pragtige, sterk vrou. My vrou is nie net pragtig nie. Sy is flippend sterk. Haar geloof inspireer my. Haar gebed druk my vorentoe. Dit maak my 'n beter dienaar. En dit laat my so in die water mors. My vrou se gebed maak my nat. Maar ek en sy, ons moes die Here gevind het. En dan moes ons verklarings, die jubel en die juig oor ons God, moes ons gesinkroniseer het, dat die krag van God in ons huis kon loskom. As mense kom kuier by my huis en sê hulle, Johnny, ek het nog nooit 'n plek gekry met soveel vrede nie. Ek voel die liefde. Dit is soos kasterd. My skoonmama het deur 'n moeilike tyd gegaan. Ons het haar gedra. Die lewe wag vir niemand nie. Ons moes haar dra. Die pensioenfonds speel bankrot, poskantoor verloor sy geld. My mamma kan nie 'n tekort hê nie, want ek is 'n seun van God. En my vader sê, wys my 'n regverdige man dat sy kinders ooit gebedel het vir brood. Moenie lieg nie. My God sal die regverdige nooit alleen los nie. Ek dien 'n God van wonders.
Ek dien 'n God van wonders. Hier sit 'n man wat nie kon kinders gehad het nie. En ek vra vir ek hoef eers in die detail in te gaan nie. Dit is 'n Gods onmoontlike saak. Jana is 12, 13 en Annelie is 10. 2 pragtige blonde kopdogters. Jy kan sien, hulle is 'n pa. Verstaan jy? Daar was nie donateurs van 'n ander oord nie. Hy het hulle self gemaak. Die man. Deur die krag van die Here. Manne, kyk gou om jou lewe, hoe ryk is jy? Kyk die klomp goeders waarvoor jy kan jubel en juig. Kyk daai plek van krag wat God vir ons voorberei het en gesê het, kom na my toe, as jy moeg en oorlaai is en ek sal vir jou rus gee, vir jou gemoed, vir jou siel wat deur mekaar ook. Kom na my toe. Moenie die wêreld se laste op jou skouers sit nie. Want dis waar manne en vrouens vou. Dis waar ons kinders opgee. Dat Angus het my 6 jaar voorberei. Hy het vir my gesê, Jonnie, daar gaan 'n tyd kom in ons land waar hulle nie meer die gemaklikheid het van hulle gemak nie. Daar gaan 'n tyd kom wanneer die mense nie anders kan is om na Jesus toe te kom nie. Moenie wag dat daai tyd moet kom nie. Gaan nou. Kom nou. Terwyl die deur van genade oop is. En my mense, my people. Jesus gaan nie terugkom in 'n stal nie. Hy gaan nie terugkom met 'n engelekoor wat sing, heilig, heilig, heilig nie. Hy gaan terugkom soos 'n bliksemstraal. Hy gaan terugkom op 'n wit perd. En hy gaan terugkom as die regter van alle tye. Moenie laat jou pride, en Sotho sê hulle, wegansa, pride. Moenie laat jou pride, jou trots, jou ego, jou afgod, jou geld, jou onvergifnis, jou tradisie in jou pad staan, dat jy aan die verkeerde kant staan van daai regter nie. Ek het die duiwel se asem geruik. Ek het die put van die dood gesien. Ek wil fokus op die lig. Die Here het my geroep om die goeie nuus te bring. Kom na my toe. Terwyl die deur oop is. Kom na my toe. Bring jou kinders. Draai na my toe. Leer van my. Maak my waarheid deel van jou hart. Die woord sê in Romeine 10 vers 8, 9 en 10, die woord van God is naby. Hy is in jou hart en hy is op jou mond. Hy wat die woord spreek en glo in sy hart, hy sal gered word. En daai redding krag sal beskerm. Daai reddende krag sal dra. Daar's 'n rede hoekom ons in die suidpunt van Afrika is. Daar's 'n rede hoekom ons in hierdie land gesit is wat Afrika moet kos gee. Daar's 'n rede hier gesit. Want God het gesê, ek soek die dienaars. Die disippels stap saam met hom en sê, Here, wie is die grootste tussen ons? Wie is dit? Is dit ek, Pieter? Is dit Kosie? Wie is dit? Hy sê, hy wat die grootste dienaar is. Hy. Dis hy. Ons land het vaders nodig. Manne van verantwoordelikheid, manne van liefde, manne van dissipline en orde. Manne wat se geloofsbelijdenis agter mekaar is. Manne wat Jesus ken. Manne wat bidtend is. Manne wat se vrouens veilig voel. Wanneer jou tong loskom in jou huis en jy bid in 'n ander taal wat jy nie kan verstaan nie. Ja, Johnny, ek glo nie daarin nie. Nou skeer dit uit die Bybel uit. In die tyd wat die Bybel waarin jy glo is dit so dun. Glo die woord van God en glo in sy totaliteit.
Die engele skree heilig, heilig, heilig. Hulle skree nie liefde, liefde, liefde nie. Hulle skree nie vergewe, vergewe, vergewe nie. Die engele ken hom. Hulle skree heilig vir God die Vader, die Almagtige, skepper van die hemel en aarde. Hulle skree heilig vir die Seun Jesus Christus, die liggaam van God by ons, die een wat ons kom wys het. Hoe lyk het om jou liefde neer te lê? En dan heilig die Gees van God. 2 Timoteus 1 vers 7. Ek het julle nie 'n gees gegee van lafhartigheid nie, van bangte en skaamte nie, en van kla en oordeel nie. Ek het julle 'n gees gegee wat heilig is. Ek het julle 'n Heilige Gees gegee. En daai Heilige Gees, daai Gees sal julle vul met 3 goed: krag, liefde en selfbeheersing. Manne, luister gou vir my baie mooi. Die oomblik as 'n man homself kan beheer deur die woord van God, die oomblik wanneer 'n man sy mond en sy gedagtes en sy aksies kan beheer, kan God beweeg binne in jou. Dis daar waar God vreugde kom losmaak. En sê, o halleluja. Hoor jy, ek was nou lus om my vrou sleg te sê, maar ek het vir haar gesê, my pop, ek is lief vir jou. En die Here sal vir ons deurkom. Ek wou eintlik vir haar gesê, luister hier's 'n ou pop. Maar ek het in selfbeheersing gekom. Ek wou daai ding gekoop het, maar ek het gesê, die geld praat nie meer uit my sak uit nie. Ek praat met die krag van God oor hom. Jy bly in my sak geld. Hou jou bek. Jy praat nie verder met my nie. Ek is jou baas, nie jy myne nie. Dis wanneer God se krag en sy liefde in jou lewe loskom. Wanneer jou kinders agter jou aankom en sê, papa, ek voel 'n bietjie knie, ek het 'n pyn in my knie, ek moet vanmôre 400 meter hardloop by Potties Hoërskool. Papa, maar sal papa van my bid? Sal papa van my bid? Nee, ons hardloop eers te dokters toe. Ons geloofbelydenis is my dokter en my pille en my apteker. Maar daar word nie meer gebid nie. Heilig. Heilig. Heilig is die Here. Hy het nie gesê heilig is julle nie. Hy het nie gesê heilig is hierdie wêreld en sy sisteme nie. Hy het gesê heilig, heilig, heilig is die lam. Hy lam wat vlekkeloos was, wat geslag is vir jou. Die bloed is gestort, die prys is betaal. My broer, daar's niks wat jy kan bydoen of wegvat van daai prys af nie. Dis klaar betaal. En soos hy hitte aangaan, soos hy hitte bou, het die Here gesê, wees heilig. Wees heilig, want ek is heilig. Die jubel en die lofsang kan nie loskom as ons nie God se heiligheid verstaan nie. As die waarheid jou nie kan vrymaak en die waarheid jou omring en jou huis binnendring en jy die leuen sê, gee pad. Daar word vir julle gelieg. Elke dag. Daar word vir julle gelieg. Julle is nie kinders van die leuen nie. Julle is kinders van die waarheid. Dis daar waar manne jubel, want hy weet sy kinders is by God. Hy weet sy kindertjies en sy beste vriend dans saam met sy Here. En daar gaan 'n dag wees wanneer jy hierdie lisensie, hierdie liggaam hier los en dan bepaal jy waartoe die volheid van God wat hy vir jou gegee het. Waartoe gaan hy? Wat is die waarheid wat hom 'n destinasie gee? Wat is die krag wat God deur jou lewe gebring het? Hoeveel mense gaan jubel? O, hy's dood, halleluja, hy's by die Here.
Maar hy het vir ons gelos met krag. Hy het ons gelos met 'n woord van God. Hy het my tot verantwoording geroep. My mense, hierdie woord moes met my gepraat het. Johnny Lou moes sy ego neergelê het. Johnny Lou moes sy vrou opgetel het. My eerste bediening, en ek moes my waarheid oor my God reg gekry het. Want ek het nie biologiese kinders nie. Maar hierso sit baie van my geestelike kinders. Jy kan nog 'n biologiese kind 'n bietjie verkeerd stuur. En hy het 'n kans om by die waarheid uit te kom. Maar wanneer jy 'n kind geestelik verkeerd stuur, sê die Here, hy sê, laat daar 'n meelsteen om sy nek gesit word en laat hy in die diepste see gegooi word, laat die krewe jou opvreet. Moenie een van hierdie mensies mislei nie. En ek sluit af. Galasiërs 1 skryf Paulus, as enige iemand anders 'n ander gospel, 'n ander blye boodskap vir julle bring as hierdie boodskap wat ek vir julle gebring het. Hierdie boodskap van krag en verlossing. Hierdie boodskap van Jesus, die gestorwe, doodgemaakte seun van God en wat uit die dood uit opgestaan het. As enige iemand vir jou 'n ander gospel bring van enige ander rituele behalwe die bloed en die liggaam van Jesus Christus, laat hy vervloek word. Gaan lees dit, Galasiërs 1. Hy sê laat hy vervloek wees. Ek vra jou weer eens, waarin glo jy? Kan jy jou gospel na al hierdie jare, kan jy hom sing? Kan jy hom oproep? Kan jy die dinge van God vat en spreek oor jou mense? Kan jy jouself tot beheersing sit en sê, man, sorry, ek het besluit, ek is klaar met die voggies. Ek gaan nie meer drink nie. Ek sal vanaand vir julle terugry, maar ek vat nie meer alkohol nie. En dan is jy vir so lief vir hulle, dat hulle vir jou sê, ek gaan die wyn neersit. Manne, ons land soek vaders. Mamas, ons land soek vrouens wat die vaders lief het. Ons land kry swaar. Ons land is buite beheer. Maar God sê vandag, ek gee jou ultimatum. Kom na my toe. Ons het tyd. Die son is warm. Maar ek gaan nie vandag hier vanaf ry nie, ek is 'n evangelis. En die evangelis gooi nie die pap uit en hy katrol die babers in nie. Hier's tiervisse, hier's babers, hier's haie wat hier so sit. Maar vandag gooi ek vir jou een aas uit. Een aas. En daai aas is universeel die grootste aas wat ek sien mense van alle geure, alle kleure na Jesus toe hardloop. En dis die liefde van God ons Vader. Sy goedheid en sy guns. Sy genade wat ons waarsku en sê asseblief, terwyl daar tyd is, kom na my toe. Gaan in julle gemeenskappe in, leer hulle die waarheid. Mense hardloop na God toe, want hulle is moeg vir die wêreld. Hierdie naweek het ek seker hoeveel mense het ons gedoop? 30, meer. Gisteraand kom 'n jong seun na my toe, hy sê, oom, ek verstaan nou, ek wil gedoop word. O nee, doop, luister hier so, ek praat hier van 'n kerk dingie. Kyk hoe so, doop is nie 'n kerk dingie, dis 'n Jesus ding. Dis 'n ding wat jy jou ego uit die pad uit kry, dis so maklik. Laat jou doop. Glo en laat jou doop. 15 jaar terug het die man in my die bloed voor die oë gesweer. Johnny, ons is baie lief vir jou, maar as jy hierdie boodskap verkondig, ek het gesien hoe manne uit hulle dooppad uitkom en hoe hulle lewensloop verander vir ewig. Dit bepaal nie of jy hemel toe gaan nie, dit bepaal of God se krag jou kan gebruik hier. Want dit is 'n teken tot gehoorsaamheid. Dit is 'n teken tot geloof.
Dis 'n teken tot ek verklaar, ek glo hom tot binne in die water. En 1 Johannes 5 sê, hiervan getuig 3. Die Gees, die water en die woord. Die bloed getuig hiervan. Hy sê op die aarde getuig die water, die bloed en die Gees. En in die hemel getuig die Vader, die woord en die Gees. Dat hierdie 3 is een. Mense, begin vat Jesus in sy volheid. Wees lief vir Jesus, wat jou voorouers, die Bybel vir jou voorhou. Akkommodeer hom in 'n groot plek in jou lewe, sodat sy krag kan loskom. Hoe groot is God? So groot is wat jy hom maak. So groot is wat sy lof in jou mond is. So groot, soos wat jy glo in sy almagtige dade. So groot is my God. My God leef. Heilig, heilig, heilig. As jy vandag hier so sit en jy sê, Johnny, ek het nodig om reg te maak. Ek het nodig om my ego neer te sit. Johnny, ek het nodig. Ek weet dit is warm. Maar die Here het gesê, as jy staan vir my, voor mense, sal ek voor my hemelse Vader vir jou staan. Ek wil jou vandag nooi om te sê, ek wil nie jy met 'n skaduwee uitkom nie. Daar waar jy is, as jy sê, Johnny, ek het die Here nodig. Ek het nodig om vandag terug te draai. Johnny, ek het nodig om my gesin op hy altaar te sit. Maar ek het nodig om my ego op hy altaar te sit. Johnny, ek het foute gemaak. Jonna, ek het weggeloop van die waarheid. Ek leef dit nie meer nie. Ek is in 'n dwal. Dan wil God vandag vir jou sê, ek wil hierdie krag losmaak. Liefde, krag en selfbeheersing. Is daar een man wat sê, Johnny, ek het die Here nodig met alles binne in my. Is daar een man? Ek wil jou nooi. Ek wil jou nooi om te staan op jou voete en te sê, hier is ek, Here. As daar 'n vrou is hier wat vandag sê, ek het die Here nodig. Johnny, ek is nog nie heeltemal seker nie. Is jou geleentheid om te sê, Here, hier is ek. Laat die waarheid my vandag kom toemaak, oopmaak en een maak met U. Die Here se doel is om een te raak met jou. Dankie my vrou. Is daar nog iemand? Ek wil jou nooi. As jy wil 'n public statement maak en die son is warm, kom jy na vore toe. Kom jy na my toe. Ek het gevlieg halfpad deur Suid-Afrika vir jou. En as daar een man is wat vandag hierso sê, Johnny, ek kom en ek draai terug, ek lê my ego neer. Laat die waarheid my vrymaak, dan is ek hier vir jou. Kom manne. Moenie laat die duiwel jou terughou op jou stoel. Die Here sê in jou swakheid sal die krag opstaan. In jou swakheid sal die krag opstaan. Manne hiervoor staan miskien bekeerde manne. Manne wat al klaar hulle saak met die Here reggemaak het. Maar hierso staan manne wat wil hê die waarheid moet hom vandag kom vrymaak. Vandag staan hier manne wat sê, Jonna, ek is klaar. Ek is klaar my opbel. Dis my laaste. Sabi, ek en jy is 50, ons het 'n paar jaar oor, man. Ek hoor nou die dag 'n man van Potties wat verongeluk het. Een oom ry 'n klein dogtertjie dood in die Namakoland. En almal vloek op hom en almal skel op hom. En almal verwyp hom. Soos wat die Suid-Afrikaners doen. Ons kan mos maklik oordeel. En die Here sê vir my, Johnny, wie se skuld is dit? Daai oom, sy kinders wat so drink.
Wie se skuld is dit? Ek sê, Here, ek weet nie. Hy sê, my kind, is jou skuld. Ek sê, Here, hoekom? Hy sê, jy het geweet om Piet kry swaar. Jy het geweet hy suffer. Jy het geweet, maar jy het nie gery na sy huis toe nie. Jy het nie gestop by die braai en gesê, manne, mag ek vir julle bid? Jy het nie gestop by die bar om in te loop en te sê, boetjies, stop het, ons gaan huis toe. Laat ek jou huis toe ry nie, gee jou sleutel vir my. Hy sê, Johnny, die bloed is op jou hande, want jy ken die waarheid, en jy die waarheid nie vir hulle voorgehou nie. Ek vra, is daar nog een man? Is daar een vrou wat hy wil join? Is daar 'n vrou wat wil kom? Dankie, Zabi. Dankie, my sussie. Kom maar pa en 'n seun. Kykie, hierdie gaan nie oor Johnny Lou nie, hierdie gaan oor God. Ek het hier gekom om nommers te roep. Ek het hier gekom omdat ek lief genoeg is vir jou om te sê, die koninkryk is leeg sonder jou. Die musiek van God, die jubel, hoort jy met jou valstem wat jy daar is, hoor jy? Dankie my seun. Hierdie manne het voor my groot geword. Hy sê, Jonas trots op jou. Maar jy het 'n verantwoordelikheid in hierdie land, my seun. Toe jy graad 4 en graad 3 was, toe jy klein seentjie was, het om Jonas miskien iets gedoen wat jou teleurgestel het. Vergewe my, hoor jy? Vergewe vir my dat ek lou raak, hoor jy? Maar ek beloof vir jou, van nou af vorentoe, sal jy vir my 'n hot klou aan die brand kry vir Jesus, hoor jy my? En ek gaan nie in die skade weer staan terwyl julle in die son staan nie, ek gaan dit saam met julle vat, hoor julle? Okay. As jy hier so staan, en jy weet jou saak is nie reg met die Here nie. Nee. Wie is daai persone wat sê my saak is nie reg nie? Steek op jou hand. Daai manne wat sê my saak, steek op jou hand, laat ek kan sien. Sê my saak is nie reg met die Here nie. Ek wil hê julle en almal wat hier is, moet saam met my hierdie verklaring maak. En hy sê, sodat jy weet, dat as jy vandag hier wegloop, Nathan, dat ek in die dag toe daar geroep is, het ek gestaan, en ek het my saak reggemaak, ek het die waarheid ontvang, die Gees van God het in my kom woon, en die waarheid het my kom vrymaak. Kom ons spreek hierdie woorde, sê Vader, ek kom na U toe, in die wonderlike naam van Jesus Christus. Ek verklaar vandag, dat ek glo in my hart, dat Jesus die Seun van God is, dat hy vir my gesterf het, en dat God hom uit die dood uit opgewek het, sodat ek die lewe, liefde, vrede, hoop en God se krag kan sien in my lewe. Ek glo in die woord, ek glo in die Bybel, ek glo in die volheid wat God my voorroep. Van vandag af is ek gered. Ek is 'n nuwe mens, 'n nuwe skepping. Die ou is dood. Vandag sit ek my ego neer. Van vandag af lewe ek die waarheid wat in my is. Van nou af glo ek die woord van God. Ek is gemaak om te dien, om te jubel, om te dans, te sing tot eer van my Vader. My purpose op hierdie aarde is om hom te wys hoe dankbaar ek is. My purpose op hierdie aarde is om die hitte te vat en skarwe te gooi vir hulle wat swak is. Here, ek roep U om my gedagtes, my woorde
en my aksies oor te vat. Van vandag af lewe ek nie meer nie. Ek is dood, maar hy lewe in my. En groter is hy wat in my is hy wat in die wêreld is. Ek bang hom nie meer nie. Dankie Vader. In Jesus naam. Amen. Hy manne wat nou hulle saak reggemaak het met die Here, draai na 'n broer toe en gee daai manne lekker druk daar. Laat hy voel die liefde van God. Halleluja. Kom ons gee die Here 'n lofoffer. Manne, elke keer as daar 'n geleentheid is vir jou om vorentoe te gaan, daar hardloop jy. Hy sê hardloop na die kruis toe. Die wêreld agter jou en die kruis voor jou. Daar kan daar niks staan nie. Springbok vlakte. Hier kom 'n ding. Limpopo. Hier kom 'n ding. Terwyl ons in hierdie Heilige Gees staan, Vader, bid ek vandag vir mense wat hier na toe gekom het desperaat. Here, ek bid vir hulle wat desperaat hier na toe gekom het, God, dat U 'n weg baan. Of dit finansies is. Here, of dit sielkundig is. Here, of dit self-inflicted wounds is. Here, ek wil vanaand of vandag in die naam van Jesus, die naam bo alle name, wil ek daai naam roep oor enige siekte toestand wat in hierdie huis is. En sê jy het nie plek in ons mense nie. Jy lieg en jy steel en jy verwoes, maar jou tyd kom tot 'n einde. Here, ek wil U winde van verandering laat waai oor die Springbokvlakte, oor Potties, Polokwane, Here Mokopane, Here Mokgopong, oor hierdie provinsie, Here. Here, ek bid dat U orde terugkom onder die mense in ons regering, my Vader. My Vader, ek bid 'n orde van die Gees wat ons mense se lewens in beheer bring. Here, ek bid dat 'n golf van U waarheid sal ons kinders in ons hoërskole loop beskerm teen die aanval van die vyand. Here, ek spreek vandag reën, 'n pragtige seisoen. Here, ek spreek 'n oorkommingskrag wat enige iets kan weerstaan in die waarheid en die volheid van Jesus Christus. Here, ek roep vandag 'n orde oor ons provinsie, oor ons land, in ons huwelike, oor ons vaderskap, my Vader. Here, laat ek voorloop, my Papa. Laat ek voorloop. En Here, hou my verantwoordelik vir elke tree wat ek gee. Maak die verhouding tussen my en U wakker en haal godsdienst uit my uit, my Here. Wys ons U wonderwerke. Beskerm hulle. Bewaar hulle. Dra hulle, my God. Laat hierdie pad van geregtigheid vir hulle pad van lewe wees. 'n onsterflike pad. 'n pad van krag en liefde en selfbeheersing. Jy het jou boodskap ontvang. Mag die Here hierdie woord seën en seël in elke mens hier se hart. Dankie Vader. Dankie vir genesing. Dankie vir vryheid. Dankie vir herskepping. Dankie vir orde, my Vader, op hierdie oomblik. Dankie vir die reg om nee te sê. Dankie Here vir beskerming. Dankie vir hierdie komitee. Dankie vir dit wat ons hier gaan doen. En Vader, ek aktiveer nou elke mens hierso se bediening. Mag hulle uitgaan en vissers van mense maak. En volgende jaar as ons terugkom hier, dan staan hierdie koppie vol van julle sielsbabas, van julle vrugte, van julle roeping, van julle werk,
Gaan wys my jou werk. Wys my wat jou geloof kan gaan doen. En dan bring jy jou vrugte, dat God jou vrugte kan sien. Jou oes, hier waar almal dit kan sien. Bring dit. En as die Here my dra, en julle nooi my terug, dan wil ek kom sien wat julle gemaak het. Wat julle gemaak het. Julle, is julle saam? Is julle saam? Die mense wat hier sit, is julle saam? Mama, is jy in? Vroukie, staan op, kom ons staan. Kom ons gee die Here 'n lofoffer, kom ons staan. Kom ons staan. Kom ons gee die Here 'n lofoffer. Laat hy jou stem hoor. Laat jou hande uitkom. Come on. Halleluja. 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 Amen. 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 Die Here seën julle baie, dankie. Dankie julle. Voor julle weggaan, voor julle wegloop, sorry Johnny. Baie dankie Boeta. Dankie vir die waarheid. Dankie dat jy die waarheid altyd onverskrokke uitdra. En ons bid vir jou vir reisgenade. Dankie dat die Here hierdie boodskap wat hy gedownload het, hier afgelaai het vandag in hierdie manne en vrouens se harte. Ons loof en ons prys die Here dat hy getuienisse van manne, boetas soos ek en jy en al hierdie boetas wat hier staan gebruik tot eer en verheerliking van sy koninkryk in Jesus naam. Amen. Ek wil graag vir julle vra voordat julle weggaan. Ons het hierdie naweek die waarheid gehoor. Ons het 'n besluit gemaak, ons het hierdeur gestap. Baie van julle wat daar agter sit het hierdie naweek 'n besluit gemaak, maar jy gaan nou huis toe. En jy het nog besluit om te maak daar. Gaan jy jou kas oopmaak en daai drankbottels uitgooi, Boeta? Gaan jy daai besluit maak? Het jy die besluit gemaak om op te hou rook? Gaan jy daai pakkie by die venster uitgooi voor jy by die huis is? Of het jy dit al reeds gedoen? Faith has feet, Boetas. Is reg deur die Bybel. First seek the kingdom of God and his righteousness, then everything will. Julle ken, nee? Jakobus 4 vers 7 sê, onderwerp jouself aan God, dan beveel jy die duiwel om te gaan, en guess what? He will flee. Hy sal gaan, en gaan kyk reg deur die Bybel, as altyd iets wat ons eers moet doen. Boeta, kom ons wees gehoorsaam. Jy het 'n keuse gemaak. As jy nou huis toe gaan, Boeta, jy het 'n keuse gemaak om te sê, ek is nie meer dronk Gerry nie. As 'n paar pelle wat dalk nie meer in my lewe moet wees nie. As 'n paar goed by my werk wat moet verander. Alright. Julle het daai keuse gemaak. En ons sien uit na die getuienisse volgende jaar. Ek wil vra, daar's hierdie bomsquad. As jy gebed nodig het, asseblief, volg hulle net. Daar's ouens wat graag vir julle wil bid. Moenie hierdie geleentheid mis nie, hoor. Bless julle. En ons hoop ons sien julle volgende jaar. En ons, reisgenade. Dankie. Amen. Amen. Amen.